Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here onse God en Vader, ons dankie dat ons in die naam van ons Verlosser Jesus Christus U ons Vader kan noem. Baie dankie Here, dat in die naam Vader daar opgesluit word al U liefde en U genade en U ontferming oor ons. Dankie dat ons in daardie naam ons eie afhanklikheid en ons ootmoed oor ons sonde voor U kan bely. Dankie dat ons na U toe kan kom as ons Vader en dat ons maar ons skuld kan kom bely soos ons gedoen het net nou en U vergifnis kan aanvaar. Dankie dat U die lewende Here is. Dankie dat ons nie vanmôre 'n klompie mense hier by mekaar is wat sommer 'n paar mooi gedagtes uit 'n ou boek met mekaar probeer deel. Dankie dat ons kan weet, dis die stem van die lewende Here. Dis ons Here wat met ons praat. En daarom as ons 'n stukkie lees uit die woord en ons sien in ons gedagtes die Here Jesus met sy disippels wat are pluk en 'n siek man wat gesond word, laat ons hoor wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing is uit Lukas 6, die evangelie volgens Lukas, 6de hoofstuk, vanaf die eerste vers. Die vraag wat ons wil probeer beantwoord uit die skrifgedeelte, die tema gesien is, ware godsdiens is, en dan doetjies en 'n vraagteken. Goed, Lukas 6 vers 1. Een keer het Jesus op 'n Sabbatdag deur gesaaides geloop. Sy disippels het are gepluk en dit met die hande uitgevrywe en geëet. Toe sê 'n paar van die Fariseërs: "Waarom doen julle iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie?" Jesus antwoord hulle: "Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne behonger gekry het nie? Hy het die huis van God binne gegaan en die offerbrode geneem en geëet en ook aan sy manne gegee. Tog is niemand behalwe die priesters toegelaat om aan daardie brood te eet nie. Verder sê hy vir hulle: die seun van die mens is Here oor die Sabbat." Op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sou gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die gebreklike hand gesê: "Staan op en kom staan hier in die middel." En hy daar kom staan. Toe sê Jesus vir hulle: "Nou vra ek julle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak?" Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir hulle, vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het dit gedoen. En sy hand was gesond, maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. Ons lees net tot sover. Broers en susters, ek het net oor die 10 gebooie gesê, 'n mens kan maklik by die eerste gebod instap, reg deurstap en by die 10de een uitstap en sê nee, my saak is goed. Ons kan maklik vanmôre hierdie skrifgedeelte, Jesus en die Sabbat en die man met die gebreklike hand, lekker daardeur lees en sê, oh wel, dis baie mooi. Jesus het die Fariseërs en die skrifgeleerdes reg gesien en hy het iemand genees. Kom ons lees verder. Asof dit nie iets diepe in my moet raak nie. Hierdie skrifgedeelte vra dat ek 'n oombliekie kyk hoe die Fariseërs hulle verhouding met God bestuur, bedryf. En dan die vraag, hoe doen ek dit?
wat verwag die Here van my? Daar's baie valse godsdienste in die wêreld, groot godsdienste wat ons kan oor praat en kan noem, die moslim, islam, ons kan baie daaroor praat, wat die Bybelstudiegroep donderdag aand is ook heelwat daaroor gepraat. Mense sou kon praat van die hindoeïsme, jy kan praat van die boeddhisme is mos nou die inding, lyk dit vir my. Ek lees van soveel akteurs en skrywers en mense wat nou skielik die boeddhisme ontdek, of die zen boeddhisme, en so stap ons weer deur ander godsdienste, en sê, dis verskriklik. En ons doen dit ook met kerke, met ander kerke, ons is mos suiwer, en die ander dwaal, en so stap ons ook deur hulle. Maar wat van myself? Hoe lyk my verhouding met die Here? Die een groot probleem van die fariseërs was dat hulle godsdienst bestaan het uit reëls. En hoofsaaklik reëls van wat jy nie mag doen nie. En baie mense het die begrip van ons godsdienst. Dit gaan oor reëls. 'n reël is nie verkeerd nie. 'n reël, ons het mos die uitdrukking as 'n ware as 'n reël. As 'n reël staan ek 5:30 in die môre op. 'n reël is nie verkeerd nie. Ons lees in die Bybel, ander evangelie, dat Jesus, hoor 'n bietjie hier, op die Sabbatdag die gewoonte gehad het, hoor jy hom? Die gewoonte gehad het om na die sinagoge toe te gaan. Daar's niks verkeerd met reëls nie. Maar die oomblik as my godsdienst uit reëls begin bestaan, dan verdwaal ek. As dit net daaroor gaan, dat ek sekere goed moet vermy, en hier en daar 'n ander dingetjie moet doen, dan verstaan ek die evangelie glad nie. Ek het so 'n bietjie groot geword, met die indruk van dit moet jy nie doen nie, dat mag jy nie doen nie, veral op 'n Sondag. Nou, my liewe ma sal my verskoon as ek dit nou sê. Ek sal vir haar ander kant as ek daar kom sê, dat ek dit vir julle gesê het. Maar sy het geglo dat jy lees op 'n Sondag, nie die huisgenoot nie. Nou, ek wil iets oor die huisgenoot gesê het, maar ek sal dit liewer nie doen nie. Jy lees nie die huisgenoot, jy lees die kerkbode. Nou, soos iemand anders toe later van my gesê het, o my liewe aarde, daai tyd toe jy groot geword het, het niemand in elk geval die kerkbode verstaan nie, maar ook nie. Maar jy hoor, 'n reël. As ek nou die hele Sondag gelê het, en niks gedoen het nie, want ek mag niks doen nie, dan het ek goed gedoen. En so sal julle vir julleself nog so reëls kan noem. Reëls is nie verkeerd nie, sê ek weer. Maar as godsdienst net gaan net oor die nakoming van reëls, soos die fariseërs, het ek 'n probleem. Want weet jy watter moeilikheid lê om die draai van my loer? Ja, want dit word 'n verdienste godsdienst. Ek het op hierdie Sabbatdag, fariseërs, ek het op hierdie Sabbatdag niks gedoen nie, wat ek nie moes doen nie. Ek het al die reëls nagekom. Ek is 'n goeie kind van God. Dit het ook 'n probleem, dat dit net 'n vorm word. Ek wil ook weer sê, vorm is ook nogal belangrik, nee. Oral in die lewe, jy gaan mos nou nie, as ek nou sommer aan so 'n swak voorbeeld kan dink, jy gaan mos nou nie melk by die supermark koop in 'n papiersakkie. Die vorm is belangrik, maar die inhoud is die ding. Kan ek nou nog nader 'n bietjie aan ons tuis kom? Ek kom kerk toe, ek lees my Bybel, ek bid, maar is bloot net vorm. Dis die gevaar. Daar's geen inhoud in nie. Ek kan 'n hele erediens sit en saam sing, en dit het geen inhoud vir my nie.
En nie net omdat die preek swak was, maar omdat ek nie hier is nie. My lyf is hier. Maar ek is nie hier nie. Ek sing saam in die gemeente 'n loflied, maar ek stel eintlik nie regtig belang nie. So word hoogmoed weer die groot krisis in my godsdiens. Nog 'n laaste een. Ons godsdiens kan opgaan in teologiese argumente. En dan redeneer ons met mekaar uit die Bybel uit. En ons vlieg met tekste na mekaar toe, wat ook nie verkeerd is nie. Ons moet mos, nou die vlieg is verkeerd, maar ons moet mos die leer van die kerk reg hê. Dis mos nie sommer net enige leer nie. Dis die waarheid van die Bybel. Dit moet ek verstaan, dit moet ek glo met my hele hart. Maar die oomblik as ek met 'n mede-Christen praat, en ons verskil van mekaar, dan kom die groot gevaar, dit word net 'n klomp argumente. En dit loop nie uit op 'n lewenswyse, op 'n diens aan God nie. Die skrifgeleerdes in hierdie skrifgedeelte, en die fariseërs, en die sadduseërs, was in hulle verhouding met Jesus gedurig net daarop uit om 'n argument te wen, en self beter te voel. Nou goed, as ons dit alles gesê het, wat vra die Here dan van my? Dit gaan in die heel eerste plek in my godsdiens oor God. Oor wie hy is, en hoe groot hy is, en hoe vol liefde hy is, en hoe vol genade hy is, en hoe vol geregtigheid hy is. Dit gaan in die eerste plek in die erediens en in my godsdiens en in my eie lewe, gaan dit nie in die eerste plek daaroor dat ek goed moet voel, dat dit vir my lekker moet wees nie, is ook nie verkeerd nie. Maar dis nie die doelwit nie, dis nie waaroor ek lewe nie. Die Bybel sê dit verskriklik duidelik. Ek lewe, ek is hier, omdat God my hier gewil het, en omdat hy my vra, om tot eer van sy naam te lewe. Gaan heel eerste oor God. Daarom sê Jesus, toe die stryd nou kom oor wat hy op die Sabbat doen, want daar mag niks op die Sabbat gedoen gewees het nie, kom Jesus en hy sê, ek is die Here van die Sabbat. En wat bedoel hy daarmee? Ek het die Sabbat ingestel. Dit kom van my af, van God af. En dit is 'n mooi dag wat gegee is. En iemand het dit verskriklik mooi gesê, in die Ou Testament is die Saterdag, die Sabbat gegee, sodat die Israeliete geleer kon word, weet jy wat? Ek sorg so goed vir jou as my kind, dat jy een dag van die week maar jou hande van die werk kan oplig. Om Sondag te vier, want in die Nuwe Testament vier ons die Sondag. Om Sondag te vier beteken, ek lig my hande 'n oombliekie op. Wel, behalwe predikante, almal sê hulle werk net Sondag. En doen deur die week niks. Ek kan maar my hande oplig. Ek kan maar 'n oombliekie stil raak. Want God sorg vir my. Daarom in die Nuwe Testament is die Sondag 'n feesdag, 'n blye dag. Nie 'n dag van, ag, hoe gaan ek hierdie dag omkry nie? Maar 'n dag wat ek en my gesin en my familie saam die Here kan prys. Saam met ander gelowiges in die erediens kan kom. En saam die grootheid van die Here sing. Vra die vraag vir jouself af. In my manier van godsdiens beoefen, wie is die belangrikste? Die vroom mens of die groote God? Ek sluit af met 'n tweede ding waaroor dit 'n ware godsdiens gaan. Die eerste was, dit gaan oor die grootheid van God. En die tweede, dit gaan oor die ander. Dis wat hier gebeur. Die disippels oortree deur
deur koringare uit te vryf, hulle is honger, hulle wil ietsie eet, en Jesus genees 'n man wat gebreklik is. Jesus sien nood raak, dwars deur die evangelie. Hy sien die nood van ander mense raak. Jy kan nooit sê, godsdiens en my verhouding met my God is totaal my persoonlike saak. En dit het met niks met iemand anders te doen nie. Dit is 'n persoonlike saak, verseker, want ek het 'n persoonlike verhouding met die Here. Maar dit het alles te doen met almal rondom my, veral met die gelowiges. En daarom bestaan godsdienst daarin, dat jy in die sinagoge 'n gebreklike man raak sien, en jou hart gaan uit na hom, en jy help hom. Godsdienst, het iemand geskryf, is ter wille van ander en ander. En die een ander is met 'n hoofletter geskryf, en die ander met 'n klein lettertjie. Dit gaan oor God en my naaste. Amen. Here, baie dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat u in ons nood na ons toe uitgereik het. Dankie dat u die genadige, maar ook heilige God is. Help ons, Here, om u met toewyding en oorgawe te dien. U ken ons nood, ons behoeftes. U ken elkeen in die gemeente ook, wat 'n moeilike pad loop. Dink aan die mense, wie se name op ons siekelys is. Dra u vir hulle, en help u vir hulle. Dankie dat u saam met ons stap, ook in die week wat voorlê. Ons bid ook vir die veilige terugkeer van Dominee Elsem en Mada. Ons bid vir ander van ons lidmate wat nog moet terugkeer. Ons bid vir die heropening van die skole, universiteit wat reeds begin het. Ons bid om u genade en krag en seën vir die tweede helfte van die jaar. En so ook vir ons hele land, met al sy swaar kry en al sy nood. Help ons, Here, om u pad te loop. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.